Ons tema vandag is, waar is my roem tog heen? Kom ons vra die Here om ons te help. Here, dit is soos wat ons vanoggend gebid het, U is ons herder. U lei ons na waters waar rus is. Die groen weivelde is in U hand, Here. En ons is versadig, ons is verkoop, ons word gevul. Wil U deur U woord vanoggend ons rig, Here. Vat U rod, U stok en U staf en rig ons in die regte rigting, Here, wat uit U woord uitkom. En wat so liefdevol vir ons gegee is, Here. Mag ons die liefde ervaar vanoggend uit U woord uit. Amen. Romeine is daai boek wat ons gesê het, is Paulus het dit geskryf, hy het nie die gemeente geken nie, en dit moes heel wat later in sy bediening gewees het, amper op die einde, waar hierdie brief geskryf is, en dan sê hy wil hulle graag besoek. En ons vind dat hy vir hulle die evangelie verduidelik, en dit is 'n verskriklike goeie verduideliking van die evangelie. En ons het nou gesien hoe hy vir ons verduidelik wat die mens se toestand voor God is en hoe die mens funksioneer in daai toestand wanneer ons rebels is. Hoe ons God se waarheid onderdruk. En dit het van die begin af gebeur toe die sondeval plaasvind. Dit was wat daar gebeur het. Dit het ons vir mekaar baie duidelik gesê. En hy het nou omgedraai in sy verduideliking van die evangelie, weg van die mens af, en hy draai na God se perspektief toe. En ons sien dan die volgende beginsels tot uiting kom. Laasweek het ons vers 21 tot 26 gelees, en die volgende het uitgekom. God wys sy geregtigheid nou sonder die wet. Deur vryspraak met geloof in Jesus. Ten spyte van almal wat skuldig is. Want Jesus word die soenoffer wat ons skuld delg en God as ten volle regverdig bewys. 5 goed wat ons gesien het. Nou herhaal hulle gou vir my. Jy kan saam met my praat. Hoekom is julle so stil vanoggend? Jy sien, Paulus besef, maar hier is nog ankers in hierdie stuk wat dit vir ons moeilik maak om dit te verstaan. Nie omdat ons sukkel om dit te verstaan tegnies nie, maar omdat ons harte sukkel om te skuif. Want dis mos nou nie iets om oor te mompel nie. As ek vir jou sê, God wys sy geregtigheid nou sonder die wet, dan moet daar eintlik 'n gejubel uitbreek. En as dit vryspraak is wat met geloof in Jesus kom, dan besef ek kan vry wees. My skuld, ek is nog steeds skuldig, maar dis Christus wat my vry maak, want hy het die soenoffer geword wat die skuld delg. En dit bewys God regverdig. En ons is veronderstel om op te spring en te jubel. Maar Paulus moet onmiddellik 'n reeks vrae beantwoord. En ek weet hoekom mompel ons net, in plaas van jubel. Want hierdie stelling, hierdie 5 punte, doen 3 goeders aan ons. Onmiddellik as ons dit hoor. Ek kyk so rondom my, en ek wonder, waar is my roem heen? Want ek het dan nou nie meer roem in hierdie saakie. My verhouding met God is nou nie op my roem gebou nie. En ek kyk so om my, en ek vra vir myself, okay, nou waar is my agtergrond heen?
ek is tog ek het tog in 'n Christelike agtergrond groot geword of ek kom uit 'n Christelike agtergrond uit en nou maar dit word nie vir my gegee nie. Waar's dit heen? En die derde punt is ek soek die wet. Ek kyk rondom my en ek soek die wet en ek weet nie wat om daarmee te maak nie. Want dit word nie in vir my as 'n anker gegee nie. En ek is skielik baie onseker oor waar ek staan as ek hierdie evangelie hoor. En ek is baie onseker oor wat my te doen staan. En kom ons kyk dan nou vanoggend of ons by Paulus kan kers opsteek, of hy nie vir ons op hierdie 3 vrae dalk 'n antwoord het nie. Kom ons gaan na Romeine 3 toe, Romeine 3 vers 27 tot 31. Romeine 3 vers 27. Is daar dan nog sprake van roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die wet van werke? Nee, deur die wet van die geloof. Ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof sonder die uitvoering van die wet. Of is God net die God van die Jode? Is hy nie ook die God van die nie-Jode nie? Ja, ook van die nie-Jode, aangesien dit een God is wat besnedenis op grond van die geloof regverdig sal verklaar, en ook onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan deur die geloof die wet ongeldig? Hoegenaamd nie. Trouwens, ons bevestig die wet. En daai in 'n potjie baie mense. Ons gaan vanoggend 'n bietjie oor daai ene gesels. Ons sit met hierdie 3 vrae voor ons. Waar is my roem heen? Waar is my agtergrond heen? Wat van die wet? En as ons dan begin, waar plaas ons roem? Waarin plaas ons roem? Dan lees ons vers 27 en 28. Is daar dan nog sprake van roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die wet van die werke? Nee, deur die wet van die geloof. Ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof, sonder die uitvoering van die wet. Hoor julle daai eerste stelling wat ons gesê het? God wys sy geregtigheid nou sonder die wet? Daar's die eerste beginsel wat bespreek word. Waar is my roem dan nou heen as ek vrygespreek word? Iets waarop ek self kon staat maak. Maar nou het ek dit nie meer nie. Paulus is duidelik. Daar is geen werke betrokke van my kant af as ek van my sonde rebellie vrygespreek word nie. Dis nie my vermoë wat dit veroorsaak nie. My vryspraak kom slegs deur geloof in Jesus se soenoffer namens my. Dis die enigste plek waar ek dit kan vind. En Paulus is ook sommer gewigtig. Hy noem dit die wet van werke en die wet van geloof in haar eerste sin. Jy kan nie verby die punt kom dat hy dit wette noem nie. Maar wat bedoel hy daarmee as hy dit wette noem? Die woord wat daar gebruik word is eerder beginsel. So, dit lees eintlik eerder, is daar dan nog sprake van roem, dit is uitgesluit deur watter beginsel? Die beginsel van werke? Nee, deur die beginsel van die geloof. Dis wat daar staan. Die woord beginsel eerder as 'n wet wat ons moet nakom,
is hierso ter sprake. So, hierdie is dus twee beginsels wat Paulus nou vat en vir ons wys. Die beginsel van werke, wat nie geld vir ons in terme van ons vryspraak nie, en die beginsel van geloof, wat wel geld in terme van ons vryspraak. Twee beginsels, een van jou eie vermoë, wat jou nie kan help nie, en een van geloof, vertroue, waarop jy vryspraak vind. Dit voel nou so aan die een kant, jy moet nou maar net gaan lê, en dan sal jy vrygespreek word. Maar aan die ander kant moet jy nou hierdie geloof opkook, of jy word nie vrygespreek nie. En dit pla my. Ek is onseker wat van my verwag word. Dis is wanneer 'n ou by twee deure staan en jy onbekende gebou en hulle moes nou vir jou gesê jy moet by nommer 3 wees. Kamer nommer 3. Maar daar's nie nommers nie. Nou staan jy by hierdie twee deure. Watter een is nou kamer nommer 3? Maar as ek onseker is in hierdie saak van my werke teenoor geloof, en ek moet hierdie geloof werk, dan verstaan ons die twee beginsels van werke en geloof se oorsprong nog nie reg nie. En miskien lê die probleem in hierdie woordjie roem opgesluit. Hoekom wil ons roem op ons redding? Wat wil ons daarmee maak? Dink vir my vir 'n oomblik terug aan die eerste opdrag in die tuin. Genesis 2. As God Adam in die tuin plaas, dan gee hy hom 'n opdrag. Wat verwag God van die mens in daai opsig? God sê, glo my as ek vir jou sê, jy moet nie van die boom van onderskeiding eet nie. Vertrou my daarmee. Dit is wat God se verwagting is. Glo my, vertrou my dat ek beter weet, Adam, of mens, maar die mens wil nou weet wat gaan gebeur. En hy vertrou of glo God nie vir wat gaan gebeur nie. Hy soek 'n ander pad om te verstaan. En nou, ons is duidelik op die roempad. My roem kom na vore. Ek kan besluit wat is goed. Ek wil daarop roem dat ek sonder God kan onderskei. En daarom onderdruk ek sy waarheid. Want ek kan nie. Sien nie dat altyd beginsels jou aktief inlok om deel te neem. Die beginsel van werke en die beginsel van geloof. As jy Adam volg, dan raak die beginsel van werke jou roem. Dit sleep jou in om te besluit. Maar as jy besluit om aan God gehoorsaam te wees, as jy besluit om hom te vertrou, wat gebeur?
Jy word ingetrek in die vertroue van God in. Jy glo hom. Dis die twee werke wat ons het op ons hande. Jy werk uit jou eie insig uit. Of jy vertrou God en jy werk onder sy insig. Hy wat beter weet. En daarom sê Paulus vir ons vers 28, ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof sonder die uitvoering van die wet, sonder werke. Dit vat die inhoud van ons redding so mooi saam. Jy is regverdig verklaar omdat jy God daarvoor glo. Om daarvoor vertrou. Nie omdat jy aan een of ander wet gehoorsaam was nie. Jy kan dus net in een roem. Dit is in Jesus roem waar jou geloof werklik word. En daarom kan ons nou na die volgende punt toe gaan en ons kan vra, maar okay, ons roem is vir ons uitgesorteer, ons verstaan ons roem, maar dit gaan 'n bietjie verder. Ons geloofsredenasie strek verder as bloot net my eie werke, my eie roem. En dit gaan na wie ek is, en wat se konteks ek myself bevind, my agtergrond. En ons sien net vers 29 en vers 30 is, waar hy vraag dan nou opkom, maar waar pas wie ek is nou in? As ek dan nou in die geloof staan. En vers 29 sê vir ons, of is God net die God van die Jode? Is hy nie ook die God van nie-Jode nie? Ja, ook van nie-Jode. Aangesien dit een God is, wat besnydenis op grond van die geloof regverdig sal verklaar, en ook onbesnydenis deur die geloof. Wat is werklik die onderskeid tussen 'n Jood en 'n nie-Jood? Dink 'n bietjie mooi. Wat is die verskil tussen die twee? Volgens God is daar nie 'n verskil nie. Daar is nie 'n onderskeid nie. Want hy het albei geskep. Hy is albei se God. En hy eis van albei geloof. En hy verklaar albei regverdig deur geloof alleen. Die feit dat die Ou Testament mense, die gelowiges in die Ou Testament, die offers gebring het, verklaar hulle nie regverdig nie. Dit is God wat hulle regverdig verklaar. Hy is verantwoordelik daarvoor in Jesus Christus. En hierdie idee van God alleen oor alle mense, hy onderskei nie, vat hierdie idee van roem nog 'n stap verder na wie ek is, en dit ontneem my van my herkoms as 'n voordeel. Onthou dat ons gepraat het oor hoe ons daarna gekyk het, dat gaan die Jode dan nou enige voordeel hê. Paulus het daaroor gepraat toe hy gepraat het dat almal sondig is. Het hulle dan nou 'n voordeel? En hy het gesê nee. En hier bevestig hy dit nou. Hy sê hierdie roem van my herkoms word my ontneem in die feit dat Christus my verlosser is.
vir hulle wat die Jode was, en die feit dat die oorsprong van dit lê in die Ou Testament, waar Christus gebeloof word, en ons kom in die Nuwe Testament in, is hierdie vlaggie, dit was ons wat God tevrede gestel het in die Ou Testament, voor Christus gekom het. Waar hierdie trotse vlaggie. Ons was sy volk. En dan sê Paulus, dit geld nie. En vandag? Wat van ons westerse beskawing is mos Christelik? As hy een oor die boek geskryf het oor hoe die westerse beskawing die wêreld modern gemaak het. En dis as gevolg van die Christelike geloof binne in die westerse beskawing dat al hierdie goed voortgevloei het. Jong, en ons is trots op. Maar nou moet ons begin ons 'n probleem optel, want hierdie westerse beskawing vir ons daar in Europa verval so 'n bietjie. Hulle raak nou nie, hulle loop nou weg van die geloof van Christendom af. Hierdie godsdienst Christendom. Hulle loop nou weg van hom af. Hulle ignoreer dit, hulle ontken dit nou. Nou moet ons Afrikaners maar die vlaggie verder dra, nê? Wat hulle Christelike Afrikaanse hoër onderwys. Was een van die voorbeelde daarvan. Ons moet nou die vlaggie van die Christelike kultuur dra. Ons is mos reg. Ons het dit gedoen, ons voorvaders het dit so saam met hulle geneem in die swaar omstandighede en daar deurgeloop en aan die ander kant uitgekom en ons het 'n volk geword, 'n nasie wat aan Christus behoort. Oeps. Kom ons maak dit 'n bietjie meer subtiel, dat ons daarom nou nie so ernstig daaroor is nie. Ek kom uit 'n voorbeeldige agtergrond uit. My familie is voorbeeldig. En ek is voorbeeldig. Ek is 'n gesiene mens in my gemeenskap. My familie gaan gereeld kerk toe. Of, wag so 'n bietjie. Ek het nie so baie gesondig of so erg gesondig nie. Of vandag is dit dalk juis andersom. Dat ek het so baie gesondig. Ek verdien nie die radikale genade. Nie al daai getuienisse gehoor van mense wat so verskriklik gesondig het. En ek spot nou nie met hulle nie. Maar dan begin 'n mens voel, maar jy moes ook so radikaal gesondig het voor jy na Christus toe kan kom. Of ek skree, ek is onskuldig, want ek het nie geweet nie. Hoeveel van ons mense in ons gemeenskap vandag word groot en word volwasse mense en hulle het nooit eens in die kerk gekom nie, hulle het nooit eens gehoor van Christus nie, hulle het nooit die woord gehoor nie, hulle ouers het maar net aangegaan. So ek skree, ek het nie geweet nie. En ek eis dit op dat ek kan God op 'n neutrale vlak benader en 'n ooreenkoms aangaan, want ek het mos nie geweet nie. Maar Paulus het dit aangespreek. En die beginsel is nou, God is die God van almal. Met een eis van die begin af, van die val van die mens af, was daar een eis gestel. Vertrou my. Glo my. En dit lei tot een vorm van genade, van vryspraak, van versoening. En dit is net Jesus.
Daar is geen ander vorm van vryspraak nie. En geen roem waarop ek kan staatmaak nie. Paulus skryf op 'n ander plek, hy sê, my enigste roem is Christus. Die ou wat die wet geken het, so ver dat hy Christene vervolg het. My agtergrond is dus ook 'n soort wet wat my as skuldig bewys. En ons beweeg al hoe nader aan 'n definisie vir die wet. Net God verklaar onskuldig. Vir die godsdienstige op grond van geloof in Jesus alleen en vir die ongelowige deur geloof in Christus alleen. En die Ou Testamentse gelowiges en die Nuwe Testamentse gelowiges word so versoen onder die versoeningswerk van Christus. Waar pas die wet in ons geloof in? Want vers 31 vra, maak ons dan deur die wet deur die geloof die wet ongeldig? Dit is 'n baie ernstige vraag. En dan antwoord hy hoegenaamd nie. Trouwens, ons bevestig die wet. Waarvan praat jy, Paulus? Waar pas die wet in ons geloof in? Ons wil tog graag, so graag, net 'n boksie kan tik. Ek het hierdie wet nagekom. Nou is ek mos reg. Net 'n reeltjie nakom. As ek net hierdie reël nakom. En dan maak ons van geloof ook 'n reël. Eerder as om Jesus as ons versoening te vertrou. Dis geloof. So, as ons lees dat geloof alleen ons tot regverdiging voor God bring, dan voel jy sê onder jou stoel, of jy nie dalk nog 'n reeltjie of twee, daar nog 'n reeltjie of twee is wat ek uithaal en kan benut om my ongemak om hom te vertrou weg te neem nie. Ek vertrou God, maar ek wil daarom net hierdie ietsie dan ook net bydra. Dis soos 'n verloving. Jy wil tog nie met 'n leë boksie voor jou beminde kom en hom oopmaak terwyl jy in afwagting vir haar vra om met jou te trou nie, terwyl jy op die een knie staan nie. Maar die boksie is leeg. Daar's nie 'n ring in nie. Wat nou? En dit is dan ook waarvan Paulus baie keer beskuldig was. Hy ontneem die wet van sy reg om in sy beskrywing van sy evangelie as ons vryspraak en versoening deur geloof in Jesus alleen gevind word. Dan voel dit vir ons die wet se reg is nou weggevat. Maar as jy so na die verhouding tussen wet en geloof kyk, op hierdie manier, dan verstaan jy die wet verkeerd. Want die wet was nooit bedoel om die instrument van vryspraak en versoening te wees nie. God het nooit die wet opgestel om jou vry te spreek nie. Maar dit is die rigtingwyser na vertroue in God om versoening en vryspraak te voorsien. God het hulle geleer deur die wet dat hulle skuldig is en dat iemand moet vryspraak gee en dat hy sal voorsien.
en hy voorsien in Christus. En daarom vrees Paulus die wet nie. Maar hy wys na die waarheid wat daarin opgevang is, opgeneem is, sodat ons God weer kan vertrou. Of eerder, sodat ons God weer sal vertrou, want hy was nog altyd betroubaar. Van die begin af. Van die sondeval af was God betroubaar en het hy beloof en hy vervul dit in Christus. En daarom, my liewe Christen, broer en suster, wees verseker waar jy staan met God. Jy verstaan in geen wet nie. Jy staan in geloof en vertroue. Waar probeer ek en jy roem as dit kom by ons vryspraak van van ons skuld en ons versoening met God? Waar probeer ek en jy roem? Ons het reeds na verskeie pogings van roem gekyk vandag. Moontlike reëls wat ek kan opstel en nakom. My herkoms. Die nakoming van die wet. Wat my 'n voorsprong moet gee. En Paulus sê daar's nie 'n voorsprong nie. Maar wat is dit vir jou? En hoekom wil jy dit hê? Daar's iets wat elkeen aan vasklou. Wat ons wil sê, ons wil dit saamvat en dan wil ons vir God sê, maar kyk, ek kwalifiseer. Miskien is dit omdat ek 'n skuldgevoel probeer wegsteek. Ek wil dit nie oopmaak nie. So ek vat iets en ek sien jy, Vader, sien jy? Of 'n subtiele wantroue wat ek agter daai reëls probeer verdoesel. Ek sal hierdie en hierdie doen. Want ek vertrou nie heeltemal nie. Of dalk 'n subtiele trots wat ek probeer handhaaf, die wat ek vir God kan wys. Kyk hoe mooi het ek opgetree in hierdie situasie. Of kyk hoe volg ek elke dag op hierdie manier. Of ek het 'n onsekerheid dat ek dalk nooit voldoende sal wees om hierdie vryspraak te verdien nie. En ek gaan steek hy goed weg. Ek wil dit nie wys nie. Paulus ontbloot iets wat ek en jy nou moet oplet hierso vandag. Voordat ons verhinder om Jesus werklik te vertrou. Want dis al wat ons kan doen. Ons kan hom vertrou. En net die binne in jouself gaan jy weet wat dit werklik is. Waarop jy roem, waarop jy staat maak. Het is tyd dat ons oplet wat in ons hartsmotiewe aangaan. Want ons probeer dit oppervlakkig hou. Sodat dit ons nie ontbloot nie. En ons roem wegvat nie. En ons moet dit oorgee aan die een wat reeds daarvoor betaal het, wat dit
wat dit alreeds weet, want hy ken die diepste van jou hart. En sodoende ook dat jy ook kan vry wees van die wet van jou eie hart. En dis waaroor hierdie stuk gaan, dis die wet van jou eie hart. Daar het net weer 'n wet oorgebly vir my as 'n Christen. Glo ek Christus of nie? Vertrou jy Jesus se prys wat hy betaal het vir jou vryspraak of nie? Kom ons bid saam. Here, ons is so geneig om ons harte in allerlei hoekies te gaan probeer wegsteek en voor U te staan met oppervlakkigheid. En dan hoop ons ek gaan nie verder kyk nie. En dan bly ons vryspraak voor U oppervlakkig. Vader, vergewe ons daarvoor. Ons is so skuldig voor U. Help ons om ons kamers oop te maak in ons harte, Here, tot op die diepste. Sodat U vryspraak kan lewer oor die diepste probleem van my lewe. Ons het U genade nodig. In die naam van Jesus Christus, ons soenoffer. Amen. Kom ons sing